Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en dankie dat jy saam luister. Ja, dit is April maand in Nederland en dis die tyd van die jaar dat die een fees die volgende opvolg. Laas naweek was dit natuurlik Paasfees en dit is die ideale geleentheid om saam met jou familie te besin oor al die seëninge wat 'n mens ontvang. En in Nederland is Goeie Vrydag nooit 'n vakansiedag nie. So dit gooi my elke jaar weer so bietjie om nou presies Paasfees reg in te rig. Gister was dit natuurlik die verjaarsdag van ons koning, Willem-Alexander. Hy verjaar eintlik vandag, Sondag, maar die koningshuis vier nie partytjie met die volk op 'n Sondag nie. So daarom was die groot feestlikhede gister gewees. Dit is 'n heerlike dag. Almal trek iets oranje aan en al die kinders gaan verkoop al die dinge wat hulle nie meer wil hê nie op die sypaadjies voor hulle huise of soos hier by ons op die dorpsplein. Dis altyd baie lekker om sommer na die koning se partytjie op die televisie te kyk en om dan 'n draai in die strate te gaan maak en om te kyk of daar nie dalk iets is wat jy kan koop nie. Aje Opperman was in Januarie hier in Nederland gewees om 'n tyd lank in Suid-Afrika huis tuis te gaan as 'n joernalis by Media24. Nou, buiten sy regte werk by Media24 is Aje ook bekend vir sy verjaarsdagkalender op Facebook en Instagram, waar hy elke dag 'n bekende of 'n beroemde Suid-Afrikaanse skrywer of kunstenaar of persoon se verjaarsdag belig. Dit is altyd vir my vreeslik lekker om die kalender te bekyk. So Aje, jy mag nie daarmee ophou nie. Ons gesels in die eerste van 2 gesprekke wat ons gehad het oor sy verblyf in Suid-Afrika huis, wat hy alles hier gedoen het en met wie hy almal gepraat het. En in die tweede gesprek praat ons onder andere oor Aje se gunsteling Afrikaanse boeke die afgelope jaar. Hy het toe ons die gesprek, is ook alweer 'n rukkie gelede opgeneem het hy voorspellings gemaak oor wie die moontlike pryswenners vanjaar sal wees. So luister vandag saam, maar luister ook volgende week op my Patreon blad saam om te hoor of hy dalk in die kol was met sy voorspellings. Lekker luister. Jy moet nie skrik nie, dit lyk asof ek uit die hemel uit neerdal, maar dis oor die son uiteindelik hier in Nederland skyn. Jy weet, dan gebruik 'n ou maar die sonnetjie terwyl hy skyn. Ja, ek moet sê die son was nogal skaars terwyl ek nou daar was, maar die laaste dag het hy nogal helder geskyn. Dit was van so 'n aard dat jy nie eens nodig gehad het om 'n jas of 'n baadjie te dra as jy nou die huis verlaat nie, jy weet. Was nou onlangs hier gewees en op 'n lekker plek, hè? Wil jy vertel van Suid-Afrika huis en hoe jy daar opgeëindig het? Ja, wel ek het basies deur middel van my werk daar opgeëindig, want elke 2 maande gaan daar 'n joernalis van Media24 na Suid-Afrika huis en dit is wat ek nou gedoen het. En ek was toe nou ook in Januarie daar, Januarie en Februarie was nou my 2 maande. Ek het nou tot in die eerste week van Maart gegaan. Toe loop ek my vas in die opening vir die jaar. Jy weet die openingsfunksie van die jaar en toe word daar vir my gevra of ek 'n praatjie sal lewer oor my werk en loopbaan, jy weet my beroep, net so kort praatjie. En ek het interessant genoeg presies hierdie top aangehaal wat ek nou aan het. Jy weet. Ja, ek het nou nie eens daaraan gedink hier. Maar ja, dit was eintlik baie interessant want ek meen jy het maar basies jou eie ding gedoen. Jy weet ek het baie Nederland verwante stories gedoen kan ek maar sê. Maar ek het ook Suid-Afrikaanse stories gedoen terwyl ek daar was. Jy weet so ek het maar van daar af die goeders wat ek hier doen in 'n mindere mate, heel wat minder, maar ek meen ek het bietjie van albei gedoen terwyl ek daar was. Maar ek bedoel ek het self gekies, jy weet wat ek nou interessant vind en toe berig ek daaroor, jy weet, ja. Is daar 'n verwagting van Media24 dat jy dan ook daadwerklik nuus sal lewer terwyl jy in Suid-Afrika huis is? Ja, dis nou 'n interessante ding want ek dink elke joernalis benader dit anders. Jy weet vir my is daar
nie regtig spesifiek gesê wat ek nou moet doen nie, jy weet. Maar ek het geweet dat ek wil daarom iets lewer, jy weet. So ek meen die verwagting is sekerlik dat jy daarom nou iets moet skryf, jy weet. So ek het eintlik in Nederland het ek heeltyd mense met 'n Suid-Afrikaanse verbintenis betrek. Jy weet, ek het byvoorbeeld met Marlene van Niekerk gepraat. Jy weet ek het Utrecht toe gery om na haar toe te gaan. Jy weet, ek het met die trein so toe gery. Karina van der Walt wat in Tilburg woon, ek was by haar. Deidre Rautenbach, die sopraan, sy bly in Oldenzaal in Oeveryssel. So ek het nogal op verskillende plekke aangedoen om met mense te praat wat eintlik 'n Suid-Afrikaanse verbintenis het, jy weet. Daai soort van ding. Ek weet nie of jy vir Ria Winters ken nie, Ja. maar ja, sy het mos intensief navorsing gedoen oor Karel Skuman Mm. en sy het ook die korrespondensie met hom gehad wat natuurlik nou uitgeloop het in daai boek wat in 2020 by Protea, jy weet, is dit Reise met Skuman dink ek, né? Dis reg, ja. En sy het mos nou 'n biografie oor hom geskryf wat nou beplan word vir die 26ste Oktober wat sy verjaardag is. So ek het met haar gepraat juis oor daai boek wat nou op pad is, jy weet, en sy het gesê goed, ons gee vir julle die titel, hierdie is die verwagte publikasiedatum. So ek het nogal baie literêr verkeer terwyl ek in Nederland was. Ek het baie boekstories gedoen. Dis lekker. Voor ons nou die in die diepe literêre dinge induik. Kyk, ek was nou al in Suid-Afrika huis nog net op daai gedeelte waar 'n mens kan kom as jy na die biblioteek toe gaan. En lank gelede voor hulle dit alles reggemaak het, was ek onder in die kelder, maar ek verstaan dat die goede uit die kelder geskuif is na die buitegeboue toe waar daar 'n beter klimaatbeheer of so iets is. Maar hoe sit dit al waar jy geslaap het? Vertel nou eers. Dit was amper soos 'n agterhuis, want jy het so op 'n binnehof uitgekyk. Hm? Dit het baie mooi uitsig, maar jy kyk op 'n binnehof uit. Jy weet so skuins maar ek kan seker nou sê skuins agter Suid-Afrika huis lyk dit vir my asof dit kantore is, want daar's in die dag beweging en in die aande nie. En hierdie mag dalk nou baie vreemd klink, maar ek het nooit die blindings van die sitkamer laat sak nie, want ek het gedink dag of nag wil ek kan kyk na wat buite aangaan, jy weet. Want dit was interessant om dit waar te neem, jy weet. So in die aande het mense gesien, okay, daai een gebou is baie stil en dan in die ander geboue het dit meer gelyk asof daar lewe is. Maar ek kon nooit agterkom woon iemand daar, is dit nou maar net 'n kuierplek of wat nie, jy weet. Maar dit was baie mooi en jy het regtig hierdie Europese winter ervaar. Jy weet kyk, erge koue lyk mos eintlik mooi, jy weet. Die Ja, ligting en alles, dis eintlik mooi. Dis maar ja, soos ek sê, jy bewe en vries, maar eintlik is dit eintlik baie mooi wat jy waarneem. Jy weet, as mens die takke en die wolke en die mistigheid amper ook, jy weet, daar's regtig iets nogal treffend daaraan. Ek dink eintlik digterlik, nee, mense kan nogal daaroor skryf, dink ek. absoluut. Ja. So dis eintlik 'n baie lekker ruim vertrek, baie gerieflike vertrek waar ek gewerk. Ek het by 'n tafel wat nou maar lyk soos 'n eetkamertafel gesit en werk. En dan was my uitsig nou deur hierdie vensters. En daar was 'n boekraak, daar was 'n TV wat ek presies een keer aangeskakel het in die hele tyd terwyl ek al was. En dan was daar nou natuurlik 'n vertrek bo en nou laat dit mense dink aan daai woord gelykvloers. So as jy nou instap, sê nou maar jy het nou winkel toe gegaan en jy kom nou met jou sakke daaraan, dan gaan jy nie gelykvloers by jou huis inloop nie, want eers moet jy van die straat af moet jy nou die voordeur oopsluit, maar dan moet jy nou by die eerste stel trappe opgaan en dan sal nog 'n stel en dan as jy nou op die grond kom ek sê die grondvloer van die woonstel, maar dan as jy na jou kamer toe wil gaan, is daar nog 'n stel trappe, jy weet. So ja, mense het nogal trappe geklim. Dis nie Maar hoeke ja, trappe nie, dit is trappietjies. trappietjies nee, ja. Maar ek moet sê ek het vreeslik lekker daar gebly, jy weet. Ja, en die badkamer byvoorbeeld is definitief baie modern gemaak, jy weet, want ek het dit uit die aard van die saak 'n ou gebou, jy weet. Ja. Maar die deel waar die biblioteek is was ook vir my indrukwekkend want op die oomblik is Hanlie Retief van Rapport daar. Sy was nou die persoon wat net naby daar aangekom het. En sy het ons 'n boek oor Anton Goosen geskryf wat in 2020, wel sy en Anton het dit saam behartig, maar dit het in 2020 verskyn. En ek onthou ek het destyds daaroor berig en ek het met sowel haar as hom gepraat. En baie kort voordat ek teruggekom het, het ek op 'n dag die boek daar aangetref, heel per ongeluk. Ek het nie
daarvoor gesoek en toe sê ek maar dis is mos nou haar boek en toe sê ek vir die mense wat daar werk, julle weet hierdie is nou Hanley wat hiernatoe kom se boek, jy weet. Toe is die een nogal baie geïnteresseerd, jy weet, in sy bestudeer en sê o ja nee, sy gaan beslis dit dan nou onder Hanley se aandag bring, jy weet. Mhm. Maar die boekrak is baie indrukwekkend, maar ek bedoel daar's ook meer as een boekrak. So dis amper soos daai gedig van Auntie Krog op 'n dag voel my man ek verdien wat sy so 'n boekrak vol digbundels beskryf. Maar hierso natuurlik is dit nou nie net digbundels nie, dit is ook nie net Afrikaans nie. Ja, dis 'n fascinerende versameling daai. En natuurlik 'n ander versameling wat my baie geprikkel het was in Gent in België, die Ernst O van ja. Heerden versameling. Ek is nou sommer jaloers. Dit is daarom nou vir jou spoggerig hoor, ek moet sê. Ja. Ja. Want wat het jy in Gent het jy met wie het jy daar gaan praat? Eve Tune. O, Ken jy vir okay. hom? Ja. Hmm. Ja, so dit is ook eintlik interessant. Ek en Eve het al van tevore met mekaar te doen gehad, maar ons het mekaar nog nooit in persoon ontmoet nie, maar ons weet nou al baie lank al van mekaar. En ek dink hy het gesien ek is by Suid-Afrika huis. En O toe ja. maak hy kontak met my. En toe nooi hy my na 'n geleentheid in Leiden, waarheen ek gegaan het. En ek onthou daai spesifieke dag toe ek daar in Leiden stap, toe tref ek ook 'n sonnet van Shakespeare teen 'n muur aan. Maar die muur is wesentlik hoog. Ek bedoel die Shakespeare is baie hoog geverf of hoe kan 'n mens nou sê? So wie ook al dit gedoen het, moes redelik gekonsentreer het om balans te handhaaf want Geval nie. hy of sy moes dit op 'n leer gedoen het want dit is verskriklik hoog bo die grond, jy weet. En ek het dit afgeneem, maar ek moet sê ek weet nou nie of die foto verskriklik geslaagd is nie omdat dit so hoog bo die aarde is, wil ek amper sê. Maar dit was ook vir my interessant want dan dink ek ja, ek is nou op pad na hierdie literêre geleentheid en hier sien ek hierdie groot William Shakespeare en hier's 'n sonnet van hom wat nou preek teen 'n muur, jy weet. Maar so toe het ek ook vir Eve gesê, maar ek weet ek het destyds want ek dink dit is juis hy wat dit destyds onder my aandag gebring het, Cecile Sillier se boekery is aan die Dis Universiteit reg. van Gent jy weet geskenk. En ek het destyds daaroor berig en ek het ook vir hom gesê maar okay, ek sal jou kom opsoek in Gent, maar dan wil ek sommer na dit toe kom kyk. Jy weet, en toe wys hy vir my van die Olivier se versameling en dis self 'n indrukwekkende versameling want daar's ook nogal jy weet boeke wat vandag eintlik nogal skaars is wat nou daar is, jy weet. En toe sê hy vir my, goed, as ons nou klaar is by die universiteit, dan stap ons nou na die poesie sentrum. En daar loop ons toe nou vas in Ernst van Heerden se versameling. En daar's ook 'n boek vol knipsels, jy weet, ou koerantknipsels van sê nou maar onderhoude of resensies, so dis baie interessant. En die hele tyd word dit aangevul. Jy weet, want daar's digbundels wat bykom ook nog, jy weet. So dis 'n baie opvoedkundige leersame ervaring gewees om toe nou in Gent aan te doen. Weet jy, ja, dit klink so ek is reg as ek sê, ek hoop ek is reg, maar miskien is ek verkeerd, dat Yves en Alwyn Roux saam sulke lesings aanbied op die oomblik in Ja, Leiden, ja. né? Mhm. Ja, want Alwyn Roux was ook by die geleentheid in Leiden. Ja, toe ek die aand daar was, ja, ja. Ja, dit Ja. is wonderlik dat ek dink veral in poësie dat die twee lande mekaar so onderskraag en versterk. Ja. Ja. Ek En dis interessant iemand soos Auntie Krog en Breitenberg, hulle is baie bekend en gewild in die ja, lae lande en ja. jy weet, ja, ja. Hm. Maar jy praat nou van ek het die artikel gelees wat jy geskryf het oor Marlene, dit was vir my baie aandoenlik. Ehm ja, hoe was dit om vir haar te gaan kuier? Hm. Dit was 'n baie interessante ervaring in die opsig dat dit my eintlik so bietjie onthut sit in 'n stadium, want wat gebeur het is ek het haar nou opgesoek eintlik terwyl ek nog in Suid-Afrika was, het ek vir haar gesê luister maar ek wil in 'n stadium 'n onderhoud met haar voer, maar dit was eintlik omdat sy 70 geword het in November. Maar kyk in daai artikel noem ek nie eens haar ouderdom nie, so jy weet uiteindelik het ons oor heeltemal ander goedes gepraat, jy weet. Ehm maar wat toe gebeur het is sy sê toe vir my nee, maar sy sal vir my in Utrecht ontmoet. Nou jare gelede het ek haar ontmoet by UJ een aand by 'n dit was nogal die aand toe sy vir Kaar die UJ prys ontvang het, daai Ja. hertogbekroonde digbundel van haar. En sy sê toe vir my, okay, kom ons ontmoet mekaar op die Jaarbeursplein in Utrecht daar by die treinstasie, jy weet, of by die station, jy weet. En toe sê sy vir my, toe sê ek van ja, dit is nou so interessant om te dink dat ons nou
albei Suid-Afrikaners is wat mekaar nou hier kom kry in Utrecht, jy weet. En sy sê toe en dit is ook uitsonderlik omdat sy nie meer eintlik onderhoude in persoon doen nie. Dit sê sy toe nou vir my daar. Sy gebruik toe die woord uitsonderlik omdat sy nie onderhoude in persoon eintlik meer doen nie. En toe maak dit my so 'n bietjie op my senuwees want ek dink toe, "Jesus, like ek hoop nou net nie ek sê nou iets verkeerd hier nie, jy weet." Maar ons het regtig bitter lank daar gesit en sy het ons saglik baie stories vertel en natuurlik boeiend en onderhoudend. Jy weet sy gesels mos lekker eintlik, jy Ja, weet. beautiful Uh, mind. Ja, ja, en sy het haarself al as veelwoordig beskryf en jy weet, en ek dink sy doen daardie reputasie gestand. Jy weet, so sy en maar ek meen sy praat eintlik ook baie mooi. Jy weet, so dis nie kyk nie soos ek nou wat heeltyd babbel nie. Sy praat regtig ordentlik. Mense kan sien sy reken haar woorde uit en jy kan natuurlik dink as sy dit nou op skrif doen. Jy weet jy mense kan mos dan beheer wat jy sê eintlik want jy werk mos uit wat jy hoe jy dit wil stel. Ja. Maar dit was baie aangrypend eintlik. En nee, ek sal dit altyd koester, ek moet sê. Nou, dis besonder hoor, ek moet sê en soos ek sê die artikel wat jy daaroor geskryf het is regtig baie mooi geweest. So Dit is ook eintlik omdat Marlene goed gepraat het, nê. Ek meen sy het eintlik verstommende goed gesê en daai ek dink dis wat dit dis nie regtig ek nie, dis eintlik te danke aan haar, jy weet, omdat sy boeiend gesels het. hmm, hmm. Hmm. Jy's baie beskeie, maar okay. Ehm hoe het jy die ander mense by Suid-Afrika Huis, die Nederlandse personeel ervaar? Hmm. Hmm. Wel die taalding was vir my interessant want met 'n paar van hulle het ek meeste van die tyd in jy weet op Engels gepraat. Jy weet wat ek nou nie eintlik verwag het so seer nie, jy weet want elders het ek meeste van die tyd Afrikaans gepraat. Jy weet met Eve ook. Jy weet hy praat sy taal, ek praat my taal en ons volg mekaar. Nee, ek het almal baie toeganklik gevind, jy weet, en gaaf en wat kan ons vir jou doen? Al daai soort van goed, jy weet. Maar ek weet ek het partykeer iets in Afrikaans gesê en dan kan ek agterkom goed, maar hulle verstaan my nou nie en dit het ook natuurlik anders gebeur, andersom dat hulle iets op Nederlands sê en dan verstaan ek nou weer nie, jy weet. Want kyk, soos jy natuurlik nou self sal weet wat daar in Nederland woon, die tale is mos nou maar eintlik nie so verwant soos wat 'n mens dink nie. Natuurlik is daar raakpunte, maar kyk, jy kan baie maklik verkeerd verstaan word. Ja. Want jy dink jy gebruik 'n Afrikaanse woord, maar kyk, dit het ek natuurlik voor die tyd ook geweet. Daar sekere woorde wat totaal en al ander betekenisse het en jy weet 'n woord wat ek nou byvoorbeeld kyk ek het nou geweet van vaak is nou Ja. dis verskillende betekenisse, maar wat ek nou die dag toe ek nou in Tilburg was, toe ek nou al op pad terug was Amsterdam toe. Toe sit daar 'n vrou oorkant my in die trein en sy gesels met die persoon wat langs my sit, maar die persoon sit ook nie langs my nie, sy sit aan die ander kant van die gang. Maar so hulle Nee, twee ja. wat nou skuins aan mekaar sit gesels. En die vrou het meer as een keer die woord grappig gebruik. Maar grappig is natuurlik nou aangenaam, gesellig. Ja, glad nie snaaks of iets soos daai nie, jy weet. So ja, so daai is nou nogal vir my 'n opvallende verskil, jy weet dat die woord grappig so kan betekenis verskil, van betekenis verskil. Ek wil graag vra nou met jou terugkeer na Suid-Afrika toe, nadat jy nou hier al die input en dinge gehad het van die mees onlangse literêre scene. Wat dink jy nou van wat in Suid-Afrika op literêre terrein gebeur? Sien jy dit nou in 'n ander lig? Sien jy dit in dieselfde lig? Dink jy dat dit eintlik ouliker is as wat jy vermoed het dit is? Nee, kyk ek dink nog steeds die Afrikaanse letterkunde is baie sterk en veelsidig. Kyk, die skrywers is so uiteenlopend en hulle almal het ook eintlik veelsidige oeuvres van hul eie, né? Jy kan nogal nie deur die bankie, maar baie skrywers publiseer ook in meer as een genre byvoorbeeld. Hulle stel so half alles op die proef. So ek is definitief oortuig daarvan dat ons baie sterk staan, ook natuurlik omdat daar 'n baie groot Nederlandse vertaalkultuur is. Daar's hoeveel boeke wat ek daar aangetref het wat in Nederlands vertaal is. Dit is nie noodwendig andersom so groot. Jy kry Nederlandse boeke wat in Afrikaans vertaal word, maar miskien is ek heeltemal verkeerd, maar ek het so baie Afrikaanse boeke wat in Nederlands vertaal is gesien, het sy in winkels of in biblioteke. En biblioteke in Almere as ook in Tilburg het ek indrukwekkende biblioteke gesien. Ja, Tilburg is 'n fantastiese biblioteek, né? O, dit is lieflik. Dit is die plek waar ek en Karina ook gesels het, Karina van der Walt. En
En daai gesprek met haar, dit was net so lieflik. Kyk, agterna was dit harde werk. Die helfte van waaroor ons gepraat het kon ek nie gebruik nie want jy het mos nou maar 'n woordbeperking. Maar daai biblioteke is fascinerend, jy weet. En daar word natuurlik geleenthede daar aangebied. Dit lyk soos deftige boekwinkels, jy weet, want jy kan daar sit in 'n restaurant en al daardie goed. Die studiesentrums en die jy weet die byeenkomste wat daar plaasvind. So dis baie fantasties, maar ek moet vir jou sê ook wat wêreldletterkunde betref. Sien jy ook baie vertalings in Nederlands Ja, en Karina het gesê jy weet Nederlands is 4 keer groter as Afrikaans, jy weet. Ehm en dan ook wat teater betref is daar ook 'n geweldige vertaalkultuur want ek meen ek elke keer as ek teater toe gegaan het, jy gaan kyk sê nou maar iets soos Giovanni's Room, maar jy kyk dit in hulle praat Nederlands, verstaan? So dit is internasionaal bekende stuk. Ek wil Giovanni's Room is natuurlik gegrond op 'n boek, maar ek meen dis eintlik internasionale titels en tog het jy dit op Nederlands ervaar. Jy weet, so dis vir my interessant. Ehm ja, ek het agtergekom dat maar weer eens ek kan dit nou nie eintlik as 'n feit stel nie, maar dit het vir my amper gevoel asof die Nederlandse vertaalkultuur groter as die Afrikaanse een is. ek dink een van die goed natuurlik is dat in Nederland is daar baie befondsing vir Mm, vertalings. Daar's baie mm, geld beskikbaar dat dit kan gebeur. Ehm so ja, ek dink in Afrikaans, ek weet Nicole Stassen het redelike nou bande met die Vlaandere in elk geval. En ek dink daar's een of ander vertaalfonds waaruit hy ook put. Want ja. volgens my sê ja, ek is nie so bekend met letterkunde nie. Ek is meer op kinderboeke en jeugboeke. Mm, Maar ek weet hy mm, vertaal baie kinder- en jeugboeke uit of laat vertaal. Hy vertaal dit nie self altyd nie. Laat hy vertaal uit die lande uit in mm. Afrikaans. Maar ja, dit is nogal 'n storie hoor. Ek dink dit is omdat die meeste Suid-Afrikaners ook Afrikaans, ag Engels kan lees, dat hulle dit nie so baie Ja, vertaal nie. ja, dis waarskynlik so. Kyk, 'n baie vreemde fenomeen vir my in Suid-Afrika wat Engelse letterkunde betref, maar dis nou Suid-Afrikaanse Engelse boeke, is dat hulle moet natuurlik nou meeding met 'n wêreldmark. En dan is dit vir my verskriklik vreemd dat hulle partykeer eintlik die plaaslike Engels sprekende skrywers in Suid-Afrika, hulle sukkel partykeer omdat hulle met hierdie internasionale titels moet meeding. En ek voel altyd maar as jy nou 'n storie lees wat Suid-Afrikaans is, iets wat nou so te sê op jou voorstoep gebeur, hoekom sê jy nou aan belangstel? Ek bedoel local is lekker immers, Ja. jy weet. Ek meen so ek wil iemand soos Vanula Dowling. Ek het baie groot bewondering vir haar, ook vir haar poesie. En natuurlik ons het hierdie groot voorbeeld in die vorm van J.M. Coetzee wat nou weliswaar al lankal nie meer in Suid-Afrika woon nie, maar ek meen daar is vir jou 'n groot voorbeeld ook. En so kan jy aangaan, daar's 'n klomp Ja. sulke name, jy weet en ek meen Marguerite Poland byvoorbeeld. Jy kry Ja, jy ja, is een kry van my gunstelinge. ja, Mm. ja, en ek wil en ek kom van die Oos-Kaap af. Jy weet so vir my is dit baie interessant as haar verhaal want sy het nog al 'n Oos-Kaapse gevoel aan haar verhale, jy weet. Mm. Ja, so nee, dit is vir my baie vreemd dat Engelse lesers nie meer van die plaaslike goed lees nie, jy weet. Ek Hmm, wil nou eers vra oor Media24 want die afgelope jare daar nou 'n paar koerante hmm. net gedigitaliseer is nou net digitaal. Hoe het jy die journalistieke wêreld in Nederland gesien in terme van wat in Suid-Afrika aangaan? Is dit maar hier ook 'n kwessie van nou die indrukke wat jy gekry het? Ek bedoel, ek verwag nou nie van jou 'n groot wetenskaplike antwoord nie, maar Ek gaan hom wat kan was ek jou gaan nie gevoel? ek gaan nie wetenskaplik kan antwoord nie. Nee, maar kyk net op waarneming byvoorbeeld. Kyk ek was natuurlik daar terwyl Donald Trump ingehuldig is as president, né? Mm, En ek onthou byvoorbeeld hoe die al die koerante se voorblaaie het daaroor gehandel natuurlik. Maar wat vir my interessant is dat daar is eintlik nogal baie koerante. Jy weet, en baie tydskrifte en weer eens, jy kry dit ook die tydskrif wat jy nou die bekende titel van ken is in Nederlands. Jy weet, mm.
Ja, so maar ek moet sê dat dit aan die een kant het dit nie vir my anders as in Suid-Afrika gelyk nie, want jy kry ook in winkels 'n groot rak vol tydskrifte. Ek dink deesdae kry jy minder koerante in Suid-Afrika want Beeld en Rapport het mos nou gesluit in Desember. Rapport se gedrukte weergawe in elk geval en Beeld totaal en al. So daar is beslis minder koerante in Suid-Afrika. Dit het vir my regtig gevoel asof daar meer dagblaaie in Nederland is. Hmm. Op die verskillende plekke. Jy weet as jy Ja, jy ja. nou in Borne is en of jy nou in Tilburg is, jy weet, dit het regtig vir my gevoel daar's nog meer koerante op straat. Nou, ek dink een van die interessante goed in Nederland is die feit dat die leserspubliek is in 'n groot mate oud. Mm, Die land, hulle praat van die vergrysing, so dis meer ou mense as jong mense. mm, In mm. Suid-Afrika is omgekeerd, né? Daar's meer jong mense as ou mense. Ja, So ek ja, dink jong ja. mense is ook nie regtig papierkoerant lesers nie, né? Hulle kry hulle Mm, nuus op ander mm, maniere of hulle lees dit mm. digitaal. So ek dink ja, as jy sê net maar oor 20 jaar weer kom, dan gaan die prentjie waarskynlik hier by ons ook 'n bietjie anderster lyk. Dat dit is Ja. dat baie van daai ou lesers dan nou al nou nie meer met ons is nie. Maar goed, Mm. jy spesialiseer in die kunste en die literatuur en al die mooi dinge van die lewe. Hoekom het jy dit gekies? Wel, op 'n manier het ek dit heeltemal gekies. Ek het swaalf per ongeluk in media beland, jy weet. Ek is baie dankbaar daaroor, maar ek het nie beplan om eendag 'n joernalis te word nie. Ek moet trouens ek was al in matriek. Ehm toe het ek nie geweet ek gaan in media werk nie. Ek het eintlik eers iets anders te begin swat en toe hou ek op daarmee. En wat toe gebeur het is my ma stel toe voor, maar hoekom doen jy nie iets soos journalistiek nie? Want jy lees dan so graag uh onderhoude en jy weet jy kyk na onderhoude op TV, jy luister na dit oor die radio, jy stel belang in hierdie soort goed, jy weet. En ek dink nie sy het nou spesifiek bedoel ek moet kunstmedia doen nie. Sy het seker nou gepraat van journalistiek in breë, jy weet. Hmm. Ehm maar ek het er nou agtergekom daar is nou 'n manier hoe jy nou jou belangstelling eintlik kan verbind met die journalistiek as jy dan nou oor kuns en vermaak berig. So gelukkig vir my het ek dit nou reg gekry en ek is nou 11 jaar om die waarheid te sê my 11 jaar herdenking was terwyl ek nog in Nederland was want ek het op 1 Maart 2014 by Media 24 begin. Streng gesproke die 3de Maart want of nie eintlik ek het die 3de Maart begin want dit was 'n Maandag, maar streng gesproke die 1ste Maart want dit was nou die amptelike datum. En die 3de Maart van 2014 was ook eintlik 'n interessante dag want dit was die dag waarop Oscar Pistorius se verhore begin het. So Jo, dit was 'n baie vreemde ja. dag om te begin. Jy was so half onsigbaar, jy weet, want Mm. almal se aandag was nou op die hofsaak. So ek het daar aangekom en dan dink ek, okay, goed, nou moet ek seker iets pleeg of ek moet iets doen, jy weet, maar ja, maar soos ek sê, dit was 'n baie besige nuusdag, jy weet, ja. Hoe besluit jy watter stories jy oor gaan skryf? Hmm. Wel in 'n sekere sin laat die gebeure jou lei. Jy weet, as jy sien iets word nou opgevoer, ek het nou net van James Coetzee gepraat, so sy boek Life and Times of Michael Kay is vir die verhoog verwerk. Nou 3 jaar gelede het ek dit in die Baxter Theater in Kaapstad gesien. Dit is nou in die Markteater in Johannesburg op die planke. En net môre aand gaan ek dit kyk. O, So lekker. môre aand hierdie tyd, ja, ja, ek sien vreeslik aan uit om dit weer te sien. Ehm ek het die boek nou ook eintlik weer begin lees omdat ek nou weer na die produksie gaan kyk. So môre aand hierdie tyd is ek in die teater. Nou vir my is dit mos nou dan 'n aanduiding, goed, hierdie is nou definitief iets waaroor jy kan skryf. Want dit is nou 'n belangrike stuk wat opgevoer word deur 'n baie prominente skrywer, hoogs begaafd en natuurlik 'n bekroonde skrywer. Mm. So jy laat jou lei deur wat op die oomblik plaasvind. Wat word opgevoer, wat word uitgestal, watter boeke word uitgegee en dan laat lei jy jou ook deur die onderwerpe. Jy weet, is daar iets omstrede uh iets soos dit. Jy weet, profiele is daar baie, maar dan moet jy natuurlik ook 'n hoek hê, jy weet. En in die geval van Marliens, jy het mos nou die artikel gelees, jy Mm. weet die feit dat sy aan nuwe goed werk, die feit dat sy nou al 'n paar jaar in Nederland woon. Jy weet dit alles dit stof gebied om dan nou 'n profiel oor haar te skryf, jy weet.
So ander kere natuurlik kry jy opdragte, maar meeste van die tyd vind jy self die goed waaroor jy skryf en jy bied dit aan. Jy weet jy lê dit voor. Maar om nou te sê jy lê dit voor klink nou 'n bietjie hoogdrawend. Jy sê basies dit is waaraan jy werk, dis wat jy doen. Elke dag sê jy vir die kunsredakteur dit is die stories wat jy vandag doen. En natuurlik ek fokus natuurlik nou meeste van die tyd op gebeure in Gauteng, want dit is nou waar ek gesetel is. Ek woon in Johannesburg. So ja, aan die een kant is daar is kyk daar's eintlik regtig nie 'n tekort aan stories nie. Want daar gebeur so baie dinge. Om die waarheid te sê, dit kan partykeer nogal sake moeilik maak want jy's een mens en jy moet nou by alles probeer uitkom. Dit Ja. is natuurlik nie so maklik nie. Ehm so ja, nee, maar absoluut. Jy weet die goeders waaraan ek belangstel en wat ek dink goed hierdie behoort nie swaardig te wees of dit is nie swaardig. Dit sal ek oorskryf. En natuurlik die feit dat jy ook baie keer by funksies en so meer is. Dit is nogal 'n plek waar jy baie keer dinge optel. En dit sluit so half aan by daai uitdrukking van jou oor teen die grond. Jy neem iets waar. Jy weet partykeer kan jy met die blote oog sien maar hier gebeur nou iets en onmiddellik is jy nuuskierig. Wat is daai mooi woord benieuwd op Nederlands, Ja, né? benieuwd. Ek ben benieuwd. Is benieuwd. En ja, en so en wat natuurlik ook by sulke geleenthede gebeur is, jy loop iemand raak en daai persoon kom sê vir jou iets en dan dink jy onmiddellik dit moet ek opvolg. So 'n baie groot les wat ek nogal vroeg in die bedryf geleer het toe ek nou begin werk het, jy moet teenwoordig wees. Want dit is hoe jy dinge sien. Dit is regtig hoe jy stories optel. En 'n ander geluk wat 'n mens partykeer tref is dat stories regtig in jou skoot val.